Moet 'n mens julle twee soebat om te kom eet? Ek en my seun was besig met 'n baie ernstige gesprek. Oor die diep dinge van die lewe. Ma, dit beteken hulle het oor seks gepraat. Ja, jongens, hy twee daar deur aan die ander kant staan waar niemand 'n woord kan hoor wat hulle sê nie. Dan moet jy maar weet, daai gesprek is vervuil van die varkerigheid. Ons het oor politiek gepraat, ma. Wat weet julle twee geniusse van politiek af? Vir iemand in my posisie in die sakewêreld is dit uiters belangrik om op hoogte te bly van die politiek. Ag, asseblief, jy verkoop karbatteries. Waar sonder ons land se ekonomie tot stilstand sal kom Al wat tot stilstand sal kom is karre. en die lorries wat die land se produkte vervoer. Ons het oor die politieke implikasie van Pretoria se naamverandering gepraat. Wat 'n implikasie? Dit word nou Tshwane genoem en baie mense is die hel daaroor. So what? Hulle behoort eintlik bly te wees, Veral die Afrikaners. Dis juist hulle wat hoogste hellen is. want hulle besef nie dat die naam Tshwane juis hulle voorsate vereer omdat dit na 'n baie bekende familie vernoem is wat die plaas Pretoria besit het voordat dit 'n stad geword het. Is dit? Wat 'n bekende donkervellige familie, hè? Dit was 'n spierwit boerefamilie, die Tswanepoels, Ag, asseblief. Waaroor praat dit? by Neville Naidu. Hy hoort in die politiek, lieg skaamteloos. Neville wil sy twee Pekingese hondjies se stertjies stomp laat afsit. Hoekom, pa? Want oor 'n week kom sy skoonma vir 'n maand lank kuier. En dan wil hy en sy huis geen teken van blydskap hê nie. Dis iets wat ek baie goed kan verstaan. Molly, hoe wil dit vir my voorkom asof jy nie baie van my ma hou nie? Dis public knowledge dat ek absoluut niks van jou ma hou nie. Ouma's 'n baie moeilike mens, pa. Ek weet, maar sy is my ma. Persoonlik wens ek sy wil liewer terugtrek maak uit toe. Tenis van Rooyen se ma wil hom onterf. Moet asseblief nie eers daai man se naam voor my noem nie. Jy het sy hart gebreek. My ma het eendag my pa se middelvinger gebreek. Hoe het ouma dit gedoen? Sy het per ongeluk die kar se boet op my pa se vinger toegeklap. Toe hy toevallig vir haar iets met daai selfe vinger beduie het. Arme oupa. Hoekom wil hy rubbish van 'n Van Rooyen se ma onterf? Tenis het nie gekyk waar hy reverse nie. Toe stamp hy per ongeluk sy ma se kar. Dit kan met enigiemand gebeur. In hulle eie driveway, reg in sy ma se boyfriend se nuwe kar vas. Dit was 'n ongeluk. Tenis haat sy ma se boyfriend. Hy was moedswillig. Ag, shut up jy. Maar shut up jy. Shut up jy. Shut up julle albei. Ons is aan tafel. Toe word sê hulle. Molly, ek dink hulle weet dat hulle aan tafel is. Sê hulle moet shut up. Hulle het al. Dis jy wat aanhou jappie. Wil jy ek moet daai handjie van jou ook in jou kar se boot vaslaan? Stop Molly dit asseblief net daar. Ek het genoeg tension in my eie lewe. Ek wil nog met twee ouers sit wat stry en beklei oor niks nie. Niks. Jy het nie idee wat se hel ek al deur is met hierdie man nie. Nie 'n idee nie. Ek het ook nie 'n idee nie. Noem my een voorbeeld. Ek moes geweet het wat vir my gewag het toe jy my 'n week voor ons troue verneek het met daai slet van 'n Sari Bosman. Dit was meer as 20 jaar gelede. 'n Vrou kan nie van so iets vergeet nie. Ek weet dit is seker verkeerd, maar ek bid gereeld vir 'n oulike cherry. Ek dink ons hele gesin bid al daarvoor. Is daar 'n rede hoekom jy dit vanoggend so 'n bietjie oordoen het by die aftershave? Nee, geen rede nie. Is dit? Ek wil nie aan sweet ruik nie. Ons het vanoggend nuwe personeel wat daar begin. Wat se nuwe personeel? 'n Nuwe ontvangspersoon. Dat ons manne kan konsentreer op die verkope, gaan jy is nie goed met daai Eco battery nie. Die mense gee nie 'n hel om oor die omgewing of hulle carbon footprint nie. Nee, hulle worry net oor daai bloody battery se prys. Is daai nuwe ontvangspersoon 'n vrou? Toevallig. Van gister af het ek seker al meer as 30 SMS'e van Tenis afgekry. Wat 'n deel van ons keuse af verstaan hy nie. Wat 'n soort vrou wil by 'n batteryplek gaan werk, hè? 'n Vrou hoort mos nie daar nie. Dit is vuil en vol oliekolle en dit ruik na battery acid. Nou wil die ter daar gaan werk, ek vra jou. Hoekom worry maar oor haar? Ek worry oor jou pa. Ag, maar regtig nie. Ek hou absoluut niks van daai vrou wat nou by jou pa se werk gaan werk nie. Maar ek ken haar nie eers nie. Ja, maar ek ken my man. Sy gaan jou pa se aandag van sy werk aftrek. Maar weet ook nie hoe sy lyk nie. Nee, nog nie. Dis hoekom ek vanoggend in my teebreek goue draai daar by jou pa se werk gaan maak. Hoekom moet dit doen? Om my flop in oppositie uit te check. Sy brand maar is, dan gaan ek nie te veel worry nie. Maar die hel sal los wees as sy rondborstig is. Jou verdomde pa het nou maar eenmal 'n swakheid vir 'n voller vrou. Jy's like mamma is jaloers. Vertrou maar nie vir pa nie. Nou, die laaste keer is dit baie moeilik om hom te vertrou. Wat se laaste keer?
'n week voor my troue. Nou, vir my voel dit soos gister. Ek dink nie ma moet na pa se werk toe gaan nie. Los dit. Wat ma nie weet nie, sal ma nie oor worry nie. Nee, niemand weet dit met my goed nie. Jy sal nog leer. Hou jou vriende naby en jou vyande nog nader. Ek dink ma's 'n bietjie paranoid. Ek dink nie jy weet wat daai woord beteken nie. Ek is nie meer 'n skooldogtertjie nie, ma. Ja, julle meisietjies dink as julle 'n paar keer met julle boyfriends gevoel het, dan is die lewe skielik groot. Volwasse. Ek is 'n jong dame in my prime. Is dit nou jou manier om vir my te sê ek is oud? Hou mamma is omgekrap vanmôre. Ja, Chris, sorry. Dis nie jou skuld nie. Jou pa, vir wat gaan besmeer hy sy bakkies met daai aftershave? Nogal die aftershave wat ek vir hom vir ons anniversary gegee het. Nog 'n SMS van Tennis af. Weer 'n flippin gediggie. Wat 'n gediggie? Jy is die rede vir my lewe. Jou nabyheid laat my bewe. Net die gedagte aan jou lyf maak al my ledemate styf. Ja, information overload. Hou asseblief daai rubbish van 'n verrooi en so onbeskofte gediggies vir jouself. Miskien mik jy te hoog. Verlaag 'n bietjie jou standaarde en dan sien dalk 'n cherry kry. Pa, ek het my standaarde al so verlaag. Ek is by enige iets wat 'n rok dra. Dan moet jy dalk jou pelle se raad daaroor vra. Ek is te lank al uit die dating game uit. Die enigste game wat ek nou ken is die battery game. Al my pelle, of liewer my pel, want ek het net een. Tennis van Rooi en het sy eie probleme. My grootste probleem is daai bloody Echo battery. Ek vat soveel stres by die werk oor daai ding. Is dit 'n swak produk? Laat ek dit so stel. Dis nou nie juist 'n battery wat ek in my of jou ma se kar sal sit nie. As pa nie in die produk glo nie, hoe kan pa dit aan ander verkoop? Ek raai meeste van die customers af om dit nie te koop nie, okay? Maar tog verkoop pa dit aan party mense. Net mislike mense waarvan ek niks hou nie, of as dit 'n prokureur of 'n tandarts is. Het pa iets teen die twee beroepe? Nie teen die twee beroepe nie. Teen die mense wat dit beoefen. Hoekom? Want die een skroef jou deur die ore en die ander een kyk heeldag met lustige oë na jou ma se borste. Praat pa van dokter Proctor. Jy weet ek wel hy back mechanic so harde kopstamp gee, sy implants moet sommer uitval. Pa kan ook lekker jaloers wees, nee. Man, wat weet jy? Jy sal nog voel hoe dit voel as jy eendag jou eie cherry het. Ek smag so na my eie cherry. Nou stel jou voor hoe jou cherry sal lyk in die arms van 'n ander man. Huh? Ek sal hy ou vermoor, Haai, hoekom? want ek is jaloers. Op 'n cherry wat jy nie eens het nie en jy wys 'n vinger na my. Moet ry, ek gaan laat wees. Ek ook. Want ek wil ons werk se nuwe ontvangstertjie gaan ontmoet. My pa wil my nie ken nie. My ma praat nog nie 'n woord met my nie en Blapsie antwoord nie my oproepe of my SMS'e nie. Verstaan nie nou hoekom ek depressed is. Ek reken Cherry haat my. Ek voel so verwerp, ek huil sommer. Ek het al nagte omgehuil omdat ek nie 'n cherrytjie kan kry nie. Ek kom uit 'n gebroke huis uit. Ek erken dat ek effens oorgewig is, maar ek dink ek het 'n baie mooi persoonlikheid. Daar's op die oomblik niks liefde in my lewe nie. Ek het soveel liefde in my wat ek so graag vir 'n cherrytjie wil gee. Blapsie het my hart in twee verskeur. My binneste wil ontplof van al die liefde. My lewe is liefdeloos. My lewe is cherryloos. Hey, wat 'n soort vriend is jy? Jy luister nie na 'n woord wat ek sê nie en jy gaan net aan oor jou eie probleme. Jy doen presies dieselfde. Ware vriende is veronderstel om na mekaar te luister en mekaar te ondersteun. En op die oomblik doen nie een van ons twee dit nie. Beteken dit ons is nie ware vriende nie? Ek hoop nie so nie, want eintlik is jy my enigste vriend. En jy myne? Dan behoort ons bly te wees en nie daaroor te sit en te huil nie. Jy's reg. Op die oomblik is jou vriendskap al wat ek oor het. Ek moet dankbaar wees. Ek is baie dankbaar. Ek ook. Baie
baie, baie dankbaar. Probeer jy sê dat jy meer dankbaar is as ek? Is dit wat jy probeer sê? Dalk is ek. Is dit so? Want dalk is ek meer, okay? Wil jy hiervan 'n issue maak, hè? Wil jy, hè? Maar gat, Tik gat. hey, wat doen ons twee? Jy sien, ons is emosioneel en nou laat ons toe dat ons emosies met ons weghardloop. Sjoe, ek het jou nou amper gedonder. En ek vir jou. OK, moenie laat ons nou weer begin nie. Jy's reg. Kom ons praat liewer oor iets wat baie na in my hart is. Soos wat? My probleme. Stort jou hart uit, Hoekom maak jy jou oë toe? sodat ek beter kan luister. Ek sweer, as jy nie slaap raak, gaan ek jou regtig donder. Praat, ek luister. Wel, dalk is dit omdat ek uit 'n gebroke huis uitkom. Op die oomblik is ek regtig nie op 'n goeie plek in my lewe nie. Hi, wie het gesê jy mag hier langs my kom sit? Asseblief, gee my net kans om met jou te praat. Ek met daai broer van jou probeer praat, maar hy het aan die slaap geraak. Dan was dit waaroor jy gepraat het seker baie boring. Ek mis jou vreeslik. Ons keuse is verby, meneer van Rooyen. Ek is klaar met jou. Daai woorde steek soos 'n vlamskerp dolk deur my hart. Shame. En hoe dink jy het ek gevoel toe ek uitgevind het dat jy en Hardis elke aand in Durban saam met 'n klomp slette gepaard het? Dit was 'n groot fout. Ek het berou, regtig. Spyt kom altyd te laat. Heeltemal te laat. Dit was Hardis wat my verlei het. Hy weet ek kan nie sterk drank gebruik nie. Nee, want as jy getrek is, dan verloor jy jou brein en dink met iets anders. Kan ons nie net 'n nuwe blaadjie oomslaan nie? Weer van voor af begin nie? Nee, Sommige net nee. Hardis wil my vanaand kom sien. Hy het iets belangriks om my te vertel. Ek dink hy gaan my vra om te kuis. Is dit so? Dan het ek nuus vir jou. Wat se nuus? Goeie nuus vir my, slegte nuus vir jou. Waarvan praat jy? Hy gaan jou kom vertel dat sy pa 'n praktyk in die Kaap gaan oopmaak en dat hulle saam soontoe gaan trek. Wat? Hy gaan verder swat by 'n computer college in die Kaap. Lieg jy vir my? Hy wou al Vrydag, want Maandag begin daai college se nuwe semester. Dis 'n nagmerrie. Vir jou ja. Jy moet liever loop. Ek is so ontstel om verder te gesels. Ek kan jou troos as jy wil. Nou jy die een is wat my ontstel het. Ek is nie die een wat jou ontstel het nie. Die feit dat daai agterbakse Hardis vogel Kaap toe gaan is wat jou ontstel het. Hoekom noem jy hom agterbaks? Hardis het vreeslik in Durban te kere gegaan. Sommige in een aand 6 meisies gevry. Ek glo dit nie. Ek het die foto's op my selfoon as jy dit self wil sien. 6 meisies. Net so een na die ander. Gelyktydig. Askies. Ja, en toe daarna word sy kredietkaart gedecline en moes sy pa 'n internetpayment aan die meisie se baas maak voordat hulle vir Hardis laat gaan het. As jy vir my hieroor lieg, sal ek jou nooit weer vergewe nie. Praat die waarheid, regtig. Op jou erewoord. Ja, okay. Behalwe een van daai 6 meisies was eintlik 'n ou. Oh, nee. Ja, sterk drank maak van daai Hardis 'n heel ander mens. Ek is nou so geskok. Kyk, my hande bewe somme. Ek was net so geskok toe ek nigter geword het. Ja, maar toe jy getrek was, het jy gedink alles is oukei. Onder die invloed van die drank het ek gedink dit is normaal. Het jy saamgevry, hè? Nee, 'n mens moet betaal om deel te neem. Dus, as jy genoeg geld gehad het, sou jy presies dieselfde gedoen het. Die punt is, ek het nie. Omdat jy nie genoeg geld gehad het nie. Nee, omdat ek nie so iets agter jou rug sal doen nie. Huh? Lapsie, ek gee om vir jou. Ek het gevoelens vir jou. Ek mis jou. Hoekom sit jy dan nie daar, jou rubbish? Wat moet ek doen? Hou my vas, vry my, soen my. Hou, skadebol, lyk dit met so 'n koppie koffie. Ons het klaar geëet. Jou kos is seker al uitgedroog in die lou oond, want jy is meer as 2 ure laat. Ja, maar
Ek het jou ge-SMS en vir jou gesê dat ek 'n bietjie laat gaan wees. Hoekom het jy my nie gebel nie? En hoekom het jy nie jou foon geantwoord toe ek jou gebel het nie? Want ek wou nie. Jy weet, al wanneer jy so harde gat is met my, is wanneer jy dop in het. Is dit teen die wet? Om te drink en dan te bestuur, ja. Dis hoekom ek vir my personeel 'n lift huis toe gegee het. Want ek is net 'n bietjie mellow. Hulle is gesyp Waar was jy? in die stort. Ekskuus, Ek was met seep en water in die stort. jy soek vir my. Man, ons het net na werk na daai pub op die hoek toe gegaan om 'n sosiale drankie te geniet en ons nuwe personeel te verwelkom. Okay, is dit 'n sonde? Al nuwe personeel wat daar is daar oorgemake-upte, oorvriendelike tert van 'n Dolores. Ja, jy het hom ons ontmoet hier daar kom inloer het om te sien hoe sy lyk. Dis nie die rede kom ek daar kom inloer het. Ek lyk nie so stupid soos wat ek is nie. Dit is die eerste en die laaste keer wat jy na werk 'n drankie saam met jou personeel gaan drink. Verstaan ons mekaar, Visagie? Ek like dit as jy so streng raak. Verstaan ons mekaar? Ja, okay. Ek gaan pad, jy weet waar jou kos is. Presies watter personeel het jy 'n lift voorgegee? Neville Naidu, Melvin en Dolores. Vir Dolores ook. En jy moet sien hoe mooi lyk Delise woonstel. Dilly? Is dit nou Dilly? Van die hel soek jy nou woonstel? Ek was persoonlik aangenooi vir 'n looptoppie. Ek loop het op. Ja, en omdat ek so gestres is met hierdie Echo battery besigheid, het sy vir my 'n de-stressing nek en skouermassage gegee. Sy's goed. Vanaand slaap jy net hier op hierdie rusbank. Net hier, Visagie. Hoe lyk dit nou met so 'n koppie koffie, skattebol? Die koffie kan jy self maak. Hier is die verdomde koffie. Hoekom lyk almal so happy om die tafel? Shut up liewer en eet jou kos. Hoekom? Pa het gisterand op die bank geslaap, okay? Okay, ek verstaan. Hoekom is maar kwaad vir pa? Dit moet jy liewer vir hom vra. Pa? Ek moet liewer niks sê nie, want net nou praat ek weer my bek verby. Jou pa werk een dag saam met 'n vrou. Dan kom hy met 'n drankasem huis toe en vertel my hoe lekker sy kan massage. Dit was 'n de-stressing massage. Ek gee nie hel om wat jy dit noem nie. As dit so begin, waar gaan dit eindig? Dolores het voorheen by 'n mediese massageplek gewerk. Nou van die business. Is dit? Sy moet dit waag om weer met haar volsnaalshande aan jou te raak. Sal nooit weer gebeur nie. Ek het my les geleer. En kom jy vandag 1 sekonde laat. Ek beloof ek sal betyds wees, skattebol. Sorry, maar jy gaan nog baie meer moet opmaak voor jy my weer kan skarrebol. Tenis en Blapsie het opgemaak. Ma, sê asseblief vir die dikgat dat dit my privaat besigheid is. Shut up oor haar besigheid, okay? Okay. Hel, maar die tension loop weer hoog vanoggend om hierdie tafel. Dis niks teen gestaan se stilstype nie. Dink jy vir een oomblik dit was my lekker om alleen te slaap? Jy kom my net geroep het. Ek sou kamer toe vlieg, soos iemand wat 'n rocket in sy boude vasknyp. Tenis van Rooyen het eendag sy boude amper in die brand gesteel toe hy probeer het om met 'n kers. Hey, ons is aan tafel. Ag, okay, ma. Bær liewer daai storie vir wanneer ek en jy deur by die swembad buite hoor afstand oor politiek praat, if you knows what I mean. I knows. Ek het vanoggend sommer al 3 liefdesgediggies gekry. Sou Hardesvogel nie gisterand hier kom kuier het nie. Ek het hom gekanselleer. Die pervert moet liewer net verdwyn, Kaap toe. Eintlik wil ek niks van jou boyfriends weet nie. Ek het genoeg probleme van my eie. Shame. Pa sê die rusbank slaap baie ongemaklik. As jy dink ek gaan hom jammer kry, dan maak jy groot fout.
Pa is baie jammer oor wat hy gedoen het, ma. Hy het berou. Het hy jou gesê om dit vir my te sê? Nee. Moet ek jou weer vra? Ag, okay. Ja, pa het my gevra. Agter pakse bliksem. Pa's baie lief vir ma. Moes so moeilik met hom wees nie. Wat jy nie verstaan nie, is as ek nie net so ontsettend lief vir hom was nie, sou ek nou nie so die helm vir hom gewees het nie. Verstaan jy nou? Nee. Jy sal as jy ouer word. Kom ons ry. Toe, kom. Hallo skattebol. Dink omdat jy vir my so 'n helse bos blomme gestuur het dat ek jou sommer onmiddellik gaan vergewe nie. Net solank dit effens help. Ja, wat baie punte in jou guns stel is dat jy dit na my werk toe gestuur het. Die ander vrouens daar was groen van jaloesie. Ja, want hulle besef seker hoe verskriklik lief is jou man vir jou. My man moet dit net nog vir my sê. So 'n paar 100 keer. Hy sal nooit raai nie. Daai Dolores is vandag sommer vinnig verplaas na hoofkantoor toe. Haai, ek wonder hoekom. Daar was glo vreeslike klagtes teen haar teenwoordigheid in die werkswinkel wat glo vuil is en vol olie is en haar battery acid stink en dis nie 'n geskikte plek vir 'n vrou om te werk nie en as dit in die media sou uitlek, sou ons maatskappy se naam gat wees. Dan vergeet nou daarvan. Gaan stort en dan skeer jy en dan sit jy van haar anniversary aftershave aan. Hoekom ryk ek soos battery acid? Nee, glad nie. Jou rowwe bliksem. Ek gaan stort.